Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by Rockfight Rugby. Dis Woensdag soos gewoonlik en Mike Potgieter is terug hier by ons en Mike, ek moet vir jou sê, nou wat 'n verligting om slag bietjie Afrikaans te kan praat man. Welkom terug. Ja, baie dankie en weer altyd 'n groot voorreg en ek moet vir jou sê daar's iets in Afrikaans. Toe ek jonger was, wou ek so graag Engels gewees het want alles het net soveel cooler geklink in Engels. Maar hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef jy die trefkrag en die mooi van Afrikaans en om 'n passie in Afrikaans te kan deel, wat 'n voorreg. Nee, dis die waarheid, maar ek moet jou sê, ek is nou daai tipiese Afrikaanse ou wat so 'n bietjie Engels kan praat, maar my Engels raak op. Ek het net soveel Engelse woorde per dag. Soos gisterand na 10 moet ons nou met Martin Devlin van Nieu-Seeland praat. En ek moet jou sê, nee, ek moes daar in die diepste donkertes in van my brein indelf om met woorde op te kom. Dit was baie erg. Dis nou 12 ure lank gesit in video's record en edit het, maar nou ja, dis 'n storie vir 'n ander dag. Gepraat het van Martin Devlin gisterand, hy het nou 'n hele mond vol te sê gehad gisterand oor die All Blacks wat nou die Sharks 54-0 gewen het, maar ek wil graag net 'n bietjie stil staan by die idee van hierdie wedstryd. Ek bedoel, kyk, die Stormers het nog gewerk, daar 47,000 mense, daar was 'n lekker atmosfeer. Die Stormers het actually 'n redelike goeie span op die veld gesit met wat hulle kon op die veld sit, kom ons noem dit maar dit. En hulle die All Blacks 'n goeie jy weet 'n goeie go gegee. Ek hou daarvan 14-11 gewees tot kort voor die einde, 60 minute. Maar die Sharks nee wat. Niemand het eers opgedaag op die stadion en nevermind die span nie. Jy weet as die hoogtepunt van 'n wedstryd is, die All Blacks, dat die ander spanne haka doen. Daar's nie veel wat daar is om te praat nie. Wat is jou indrukke van daai wedstryd? Ek stem met jou 100% saam. Dit was vir my vreemd gewees om eerstens te sien dat 'n Dinsdag aand 'n wedstryd is. Ons het ook al baie daaroor gepraat. Dis nie regtig hierdie week wedstryde waar jy Woensdag en dan Saterdag het nie. Hier op 'n Dinsdag is daar nou 'n wedstryd. Dit het 'n impak. Die weer was nie gunstig gewees in en om die areas nie. Dit was papnat gewees en ek dink toeskouers het so half gevoel dis na vakansiedag, nou op 'n Dinsdag 'n wedstryd. Ek dink dis alles faktore wat nie regtig in ag geneem was nie. Maar ek moet met jou saamstem. As die hoogtepunt is dat 'n oud Nieu-Seelander 'n haka teenoor sy land doen en almal praat die hele tyd oor gaan hy opkom, wanneer gaan hy opkom, dan bring dit vraagtekens by my op. En ek dink nie 'n mens moet te veel lees in die Sharks se resultaat teen Nieu-Seeland nie. Ek dink Nieu-Seeland het 'n baie sterk span gekies. Die grootste vraagteken by my is waar is die Sharks se springbokke? Waar is die Mapimpies gewees? Was hulle nie beskikbaar nie? Was daar iets van 'n nasionale kamp gesê wat sê, hoorie, ons is besig om voor te berei vir hierdie toetse, is dit hoekom ons hulle wil beskerm en nie laat speel teen Nieu-Seeland nie? Ek weet nie wat die vraag was nie en ek weet nie waar daai spelers was nie. Hulle is nie eers in die groep nie, so dit kan nie dit wees nie. Ek verstaan het, hulle is beseer. Jordan Hendrikse, Mapimpi, you name it, hulle is almal beseer gewees. En nou wonder ek nou maar net, jy weet, hierdie is nou, jy praat van 'n Dinsdag aand, ons het nou uitgewerk, dis presies 4 dae tussen hierdie 3 wedstryde. Stormers 4 dae, Sharks 4 dae, Bulle. Dis nou seker die All Blacks nou 'n bietjie kans te gee om seer lywe te laat herstel en alles, maar die punt is net, jy weet ook, as Sharks span sien, toe weet ek, hier kom 'n ding, hier kom niks nie, hier kom 'n dud, kom ons noem maar wat dit was, nou, dis en nou weet ons ook hoekom hulle maar nou gekies het, want dis die enigste hoogtepunt op haar hele lys gewees, nou, ek bedoel, regtig, die ou is 44, interessant genoeg wat Harry gisterand vir ons gesê het, was, hy het in Amerika gehelp met een van die Amerikaanse spanne waar Manonu gespeel het, en Manonu het hy gesê is nogal die hele breins agter die operasie gewees, hy het 'n ongelooflike rugby brein, miskien is dit wat JP Peterson in hom gesien het daar, weet hy sê op 44 dan nie weer die skerpste potlood in die pakkie nie, maar die punt is net, hy het nog steeds 'n rugby brein, dis dalk wat die Sharks nodig het, want gegrond wat ons gisterand gesien het, nee, dis nie asof daar baie springbokke uit die Sharks uitgekom het nie, lyk my nog 'n droewige URC sessie voorlê vir die SRC hierdie jaar, gelukkig nie meer die Sharks nie. Ek vind nou net sê, miskien is dit 'n geval dat hulle die haai van die logo afgehaal het om die haai so bietjie kredietwaardig te maak, want op die stadium is hulle 'n haai omskaam vir dit wat gebeur het, so bietjie tong in die kies gesê, maar ek dink dit is kommerwekkend oor waar die haie tans is, of dan nou die Sharks dan nou is. Ek dink as jy gaan kyk na die Sharks span in geheel, vir my was van die sleutelspelers vir die wedstryd iemand soos Vincent Koch gewees, want hy is 'n springbok en hy bring daai ervaring na die voorspelers toe. Maar dan as jy agtertoe gegaan het jy gekyk na die loskakel wat van 120 afkom. Hy is 'n jong man wat blykbaar die oog ook nou besig is om te vang en ek verstaan dit. Hy is 'n baie goeie speler, hy het gewys toe hy 120 was. Hy is 'n spelskepper. So hy is iemand om dop te hou en dan Jorenjo Juries. So dis baie jonger name wat jy noem. Nou ewe skielik bring jy 'n Manonu in wat so bietjie anders dink. 103 toetservarings vir sy land. Hy het oor die wêreld gespeel van Frankryk en Amerika.
So hy kom met baie ander perspektiewe wat hy geleer het oor ander areas wat hy kan toepas in en om sy rol as speler en mentor waarvoor hy dan nou ingebring is. En ek stem saam, miskien is dit so bietjie van 'n in aanhalingstekens desperate beweging van iemand soos JP Peterson wat 'n ervare hand wil inbring. My bekommernis is net MW. Ek dink jy sit met baie ervare oud Springbok en voormalige Sharks spelers in en om jou area wat jy ook kan intrek en deel maak wat waarde kan toevoeg. Ek weet nie hoekom hulle na 'n buitelander gryp in 'n Suid-Afrikaanse kultuur en 'n kultuur by die Sharks wat baie uniek is in elk geval en jy bring 'n Nieu-Zeelander in om daai ervaring uit te bring uit jou spelers. Ek weet nie of dit die regte skaakbeweging is van JP nie. Ja, kyk, Wusie Moyo het al vir die Springbokke gespeel, né? Onthou hy het teen Wallis, hy die begin losskakel gewees. Ja. Maar ek moet sê gisterand het hy my nou nie eintlik die ligte uitgeskiet as jy my vra nie. Ja. Ek dink ou soos Jacquin Ahmed het baie beter gedoen vir die Stormers en sy nogal debuutwedstryd vir die Stormers teen die All Blacks van alle spanne. So ek dink in daai opsig Jacquin Ahmed vir my 'n kort kop voor Wusie Moyo op die oomblik is maar ek moet hom ook sê daai omstandighede was dan maar verskriklik. Maar nou ja, as een span 54 punte kan aanteken en soos Ari altyd sê 0 is baie min. Dan moet jy weet, een span is duidelik in 'n ander liga, maar wat my opgevang het wat jy net daar gesê het is JP Peterson is nog nie eers hele seisoen die Sharks se afrigter nie. Ek weet of hierdie desperate skuif genoem kan word nie. Ek dink dis meer 'n kwessie van die Sharks neek alweer terug na die Nieu-Seelandse kultuur toe. Ons weet hulle het 'n geskiedenis met die Nieu-Seelanders, met Plumtree en Kevin Putt en you name it. Daar's altyd 'n Nieu-Seelander ergens betrokke by die Sharks. En nou sit hulle baas nog aan Amerika en ek moet jou vertel. Ek ken vir Marco Mossotti, ons het al met hom gepraat en alles, maar ek dink hierdie ou is 'n bietjie uitvoering uit met wat aangaan met die Sharks. Ek het gister 'n foto gesien, een van hierdie sogenaamde influencers het 'n foto geneem van die Sharks se winkel met al hulle nuwe klere en alles. En daar's nie een enkele mens in daai winkel nie. Wat sê dit vir jou? Niemand wil hierdie ding hê nie, mense. Wanneer gaan hulle besef dat hierdie logootjie wat hulle nou ontwerp het, hierdie Guppy Metana soos ek dit noem, is 'n flop. Wat jy al gesien daar's op die hele Sharks stryd nie een enkele Sharks, die woord Sharks nêrens nie. Daar's nie eens 'n Shark, die Shark logootjie, die prentjie is nie okay, dis net hierdie SRC ding. Ek weet nie jong, hierdie Sharks franchise of club dan nou, hoor ek is nou 'n klub. Ja. Voel vir my so 'n bietjie soos 'n kop af monster op die oomblik, né? So niemand weet regtig waar hulle gaan nie en hulle tinker hier en hulle tinker daar, maar niemand spreek jy probleme aan nie. Dis maar wat ek gevoel wat ek kry. Dalk dryf ek. Ek weet nie, wat dink jy? Ek stem saam met jou. Ek dink wanneer jy begin karring aan 'n klub se identiteit en ek dink terug byvoorbeeld aan die Stormers toe die Stormers se wapen ook verander het en dit was met gemengde welslae wat dit ontvang is van die ondersteuners af. Maar ek dink wat jy doen met so 'n drastiese verandering by die Sharks wat besig is om te gebeur, dis amper asof jy soos jy nou na regtelik ook te verwys, die identiteit van die Haie is nou verlore. Ja, ek weet wat hulle sê van hulle bring die tradisionele swart en wit treye terug waarin manne soos Henry Honeyball gespeel het en dis die tipe name wat hulle nou probeer gebruik en deurtrek om so bietjie herinnering en daai trots en tradisie van wat die Sharks voorheen gehad het en voorgestaan het, probeer terugbring met 'n try. Maar ek dink ons onderskat die kultuur en die liefde wat die ondersteuners vir die Sharks het in iets waarmee hulle kan vereenselwig. Daai wat ek kan assosieer dadelik as ek 'n Haai sien, dink ek aan die Sharks. Nou is dit weg. En ek dink ons onderskat die impak wat so iets het by die mens. En ek dink op die stadium is dit vir my so half 'n spieelbeeld van wat besig is om agter die skerms by die Haie aan te gaan en dit het op die stadium 'n impak op dit wat tussen die vier wit lyne gebeur. Ja nee, dit is 'n feit. Okay, kom ons praat oor daai trein nou. As jy nou terugdink voor was dit 1998, toe was dit nog die Haie of dit was eintlik net Natal. En hulle die wilde beeste op die bors gehad. So ons kan eintlik sê die Sharks is nou so gevestig, maar dit is amper 30 jaar. Hulle het so hard gewerk om hierdie handelsmerk op te bou en dit nou met een okay, hulle gaan nou sê dit is nog steeds die Haie of die Sharks wat ek al, maar dit is nie. Dit is die ouens op die veldraf, selfs die ondersteunerstry lyk nie so Shark nie. Hoor die ek klink nou soos 'n ou vrou met 'n natbroodjies op. Dit is nie eens my span nie, maar ek bedoel ek voel net so half. Dit is nie reg nie. Die verskil met die Stormers was, nou, die Stormers is ten minste 'n identiteit wat ook al vir 30 jaar bestaan. Die logo het verander, maar die naam het bestaan. Die naam is nog steeds daar. Jy weet, en altyd, ek het geen probleem met 'n verfrissing nie, noem dit nou maar dit. Jy weet, maak dit 'n bietjie meer inklusief of wat ook al, maar hou ten minste die naam. Maar die feit van die saak is, ek dink maar net hierdie span lyk soos 'n afkop hoenders wat daar rondhardloop op die veld. Daar was geen, as jy nou praat oor die rugby, nee wat.
Daar was een loopie wat ek kon onthou wat Lorenzo Julius 'n bietjie gehardloop het, Lorenzo Julius, en hy kon nie die uitgee wegkry nie. Jy weet, ag asseblief, jy weet, basiese goeders. Nou ja, dit was sop nat. Ja, ek het verstaan gedink, ja, hy het my ook al vertel eendag dat hy onder 'n loskram gelê het, dat hy gedink het hy gaan verdrink van al die water op die veld was. Dog Jesus, vandag is een van daai gevalle. Net so van die Ossepias, en dit jou nie ook herinner aan daai teen die Franse in die Wêreldbeker van 1995 nie. Ek wou nou net vir jou dieselfde sê terwyl ek die wedstryd kyk, toe ek nogal vir my vrou gesê 1995 Frankryk teen die Springbokke, hier is dit weer. En ek dink ek weet ons praat nou oor die tradisie en die kultuur, maar dis die ding van ons as mens. Ons hou vas aan sekere herinneringe en ek dink dat as jy dan kyk na die Sharks oorgeheel, daar's soveel merkwaardige herinneringe. En in hierdie wedstryd is dit amper asof alles weggeval het voor jou oë terwyl hulle besig om te speel. Daar was geen dis seker nou onregverdig om te sê dat dit gelyk is of daar geen lus van die Haie se kant af is. Ek meen jy speel teen Nieu-Seeland en jy lyk platvoets. Dit lyk nie asof daar enige wedstrydplan is nie. Nou ja, met 'n eindtelling van 54-0 kan jy sê, okay, maar miskien het die Nieu-Seelanders dit net eenvoudig afgedwing op die Sharks, balbesit gehou, want Nieu-Seeland het indrukwekkend gelyk in daai kondisies met hulle hantering. Jy praat van Jury se paas wat nie kon wegkom nie. Die All Blacks het daai passes weggekry. Daar was altyd iemand wat op die skouer gehardloop het. Engels praat hulle van die half gap gecreate het en in daai gaping ingehardloop het, nog 2 verdedigers getrek het. So Nieu-Seeland het dit reg gekry. Die Sharks het net eenvoudig platvoets gelyk. En ja, ek weet kondisies is een ding, maar ek wonder of die Sharks nie so bietjie sukkel. Ons praat heeltyd van die identiteit in 'n trui of so. Ek wonder of die Sharks nie sukkel met identiteit nou, en hulle sal dit seker nou label as 'n boufase waarin hulle is. Veral as jy kyk na waarna ons wys het die aantal jonger spelers wat besig is om nou hulle merk te probeer maak. Ja, okay. Ek hoor dit. En ons moet ook 'n gedagte hou, dis in die middel van hulle voorseisoen opbou. Die ouens is 10 teen die fiks nie. Hulle het nie nog nie eens baie saam geoefen nie. Dis ongewone omstandighede gewees. Die groot okasie teen die All Blacks. Ek bedoel, jy's 'n jong ouetjie, jy's 20 jaar oud en hier staan die All Blacks en doen 'n haka voor jou. Ek kan nogal indruk dit tog al impak op jou siege. Noem dit nou maar dit. So daar's baie faktore wat ou kan gebruik as 'n verskoning. So ek dink die fout van die hele ding moet voor die deur van die bestuur gelê word hier. So dis waar die probleem kom. En ek dink hierdie was 'n afspraak met 'n uitsaaier. En hulle moes toe nog maar 'n span op die veld sit, en wat kan hulle nou doen? Jy weet, dis net maar wat ons nog gaan kry. So dis wat ek vir jou sê, ek dink hierdie hele voorwedstryde is eintlik vir my so 'n bietjie van 'n amper anti-klimaks. Jy weet, so kyk net maar, ek weet nie hoekom die Stormers so suksesvol was nie. Dalk omdat daar so groot Stormers ondersteunings of All Black ondersteuning in die Kaap is. Ek wonder hoe gaan dit Saterdag op Loftus lyk. Ek kan nie enige aanduiding kry hoe jy lyk die kaartjie verkoop nie. Wat dink jy? Ek moet vir jou sê, ek dink dis ook amper half die geluk by die ongeluk in terme van die toer en die weekwedstryde waarna jy verwys. Die Stormers wedstryd was op 'n Vrydag aand gewees. Tweedens, die Nieu-Seelanders het 'n baie groot ondersteuningsbasis in die Kaap. Ek dink dit speel 'n faktor. Dit was die eerste wedstryd gewees, die opgewondenheid van die Greatest Rivalry Tour wat afskop is hier. En dan val die Haie wedstryd met al sy kondisies en bykomende faktore amper so half in die skaduwee van dit wat in die Stormers gebeur het. Ek dink egter die Bulle is in 'n posisie waarin hulle geniet baie meer ondersteuning. Ek dink dit is 'n unie wat besig is om baie vinnig weer aanspraakmakers te wees in terme van die uitslae wat hulle geniet. So die ondersteuning gaan altyd daar wees vir 'n span wat besig is om uitslae op die veld ook te bewerkstellig en te kry. Ek dink die Bulle is in 'n baie goeie posisie en plek met Johan Ackerman wat sy voet besig is om te vind en sy blou druk te kry in die identiteit van die Bulle ook. So ek moet vir jou sê, ek dink die kaartjie verkoop het ten spyte van die feit dat ons nou nog 'n regte aanduiding het van dit nie, dink ek gaan baie beter lyk as wat dit was by die Haie. Ek hoop net hierdie naweek is nie so koud nie. Ek hoop dit lyk daar mos 'n bietjie beter. Dis ook weer. Jy weet, ons Pretoriaaners hou nie van koud kry nie. Kyk net maar hoeveel uitklere ek aan het. Dis 'n goeie voorbeeld. Ons gaan nie op Loftus sit en koud kry. Sê weer op 'n Saterdag aand nie. Ons hou nie daarvan nie, mense. So asseblief laat dit 'n bietjie warmer word. Ek hoop nou so. Ek spot net. Maar ja, net van voor ons verder oor die Bulle praat. Wat dink jy die All Blacks vir ons gewys? Ons gesien hulle kan goed hanteer of sien hulle gee 'n goeie aangee aan. Hulle is baie vinnig. As jy die bal weghou van hulle af soos die Sharks reggekry het na eerste paar minute, dan lyk hulle nie heeltemal so goed nie. Ons hou waarvan in die Springbokke praat ek nou van hou om die bal te skop, weg te skop, en nou beteken ons gee vir hulle besit. Wat dink jy? Wat kon ons leer, of dink jy die All Blacks het maar nog steeds hulle kaarte teen hulle bors gehou? En ek is van mening ek dink nie ons kan te veel lees in die uitslaa
van beide die Stormers en die Sharks wedstryde wat ons reeds gekyk het nie. Ek dink nie ons moet te veel lees daarin nie. Wat ek wel opgemerk het is, ek dink dat iemand gaan 'n lyn in die sand trek in terme van hierdie wedstryd is hierdie kondisies gewees en ek dink dat wanneer ons kyk na die Nieu-Seelandse opbou tot die toets teen die Springbokke, die eerste ene is die agterlyn wat teen die Sharks gespeel het, dalk die agterlyn wat ons mag sien met hier en daar 'n verandering. Ek dink Ruben Love op loskakel is 'n groot waarde en impak vir die All Blacks. Ek weet daar is hier en daar 'n besering wat 'n ou dalk nou nie noem nie as gevolg van die beskerming vir die toetse in terme van skakelpaar gewys. Maar ek dink die agterlyn wat ons gesien het in die Sharks en die voorspelers wat ons gesien het in die Stormers mag dalk baie naby aan die kombinasie wees wat Dave Rennie hulle gaan probeer. Ek dink egter dat die All Blacks het gewys hulle is 'n aanvallende span. Dit is 'n span wat die bal lewendig hou en as ons as Springbokke die wedstryd wat soos wat dit gekenmerk is bietjie wil stadig maak dan is die afbreekpunt die sleutel daartoe. Ek dink Suid-Afrika se sterkpunte is ons vaste faset in ons skrams definitief. Die Stormers het gewys dat as jy druk opsit by die All Blacks in die vaste faset by die skram, dan maak dit so bietjie vir hulle moeiliker. Enige span is so, maar ek dink die All Blacks het daarso so 'n bietjie van 'n kinkel in die kabel of 'n swak skakel in die ketting gewys in my opinie voorlangs. So ek dink agterlangs is daar individue. Ek dink Barrett het gisteraand welverdiend man van die wedstryd gekry in baie swak kondisies, maar hy het gewys die waarde wat hy het op senter. So as hy die integrale deel saam met iemand soos Ruben Love gaan wees, dan gaan die agterlyn die sterkpunt wees vir die Nieu-Seelanders. Dis op die stadium die enigste ding wat ek identifiseer by Nieu-Seeland. Kyk, ek dink die voorry vir gisteraand was miskien die begin voorry. Want dis even te groot in daai manne. Ek hou van die Asaf, wat sy naam, die bejaker van die All Blacks. Ek sukkel met al die name met die kommas in die middel of die ander. Dit is my moeilik om te onthou. Maar jy weet van wie ek dink is Umoa. Ek hou van hom. Ek dink Fabian Holland gaan definitief daar sou wees. Mark Devlin sê hy reken die los trio gaan wees Tupou Vaa'i op 6 op hulle, dis ons 7 en Luke Jacobson op oopkant en dan Ardie Savea natuurlik op 8 en dan dit is 'n formidable span. Dink Cam Roygaard as hy oor sy ligte besering kan kom, hy is dalk waarskynlik die loskakel, die skramskakel. So ja, ek dink ek stem saam met jou. Ek weet nie heeltemal of Davey McKenzie alright is nie. Ek het eers 'n paar mense gesien wat hy is dalk sy toer is dalk verby. Ek is nie heeltemal seker jy het gehoor daarvan. Ja, ek het ook net gehoor dat dit is 'n redelike ernstige besering. Ek is nie seker presies, niks is nog geïdentifiseer nie, maar dit is 'n groot verlies vir Nieu-Seeland as hy nie beskikbaar is nie. Ek dink Damian McKenzie is daai X-faktor speler waarna ons baie keer verwys en dit sal nou nog 'n groot verlies wees en ek dink op die stadium as jy kyk daar's nou ook nou gerugte dat Richie Mo'unga ook nou nader gehark gaan word en al daai tipe dinge. So Nieu-Seeland het baie sleutelspelers wat nie deel is van die 44 nie. En ek dink dis op die stadium waar jy ook soos wat jy verwys, hulle hou nog baie keer die kaarte styf teen die bors vas, wil nie te veel verklap in terme van skakelpare of sekere besluiting en beslissings nie, en dan kan 'n ou nou hierdie besering soos Damian McKenzie ook nou. Die vraag is, skuif jy dan vir Barrett heel agter toe, uit senter uit, want hulle het baie goeie senters, Nieu-Seeland het redelik baie goeie senters en daar in die groep, so ek weet nie of dit 'n skuif is wat Dave Rennie dalk sal oorweeg as McKenzie nie beskikbaar is nie. Ek dink hy gaan vir Will Jordan heel agter skuif. En hy sal waarskynlik vir Johani op die vleuel speel in die beginspan, nie van die bank af nie, saam met Moorby miskien, jy weet, een van daai. Ek dink Jordy Barrett is te veel van 'n sleutelspeler op daai senterposisie van hom. Hy weet daai dis wat jy nou gesê het van weet die ervaring wat hy nou opgedoen het byvoorbeeld in Leinster en al uit en selfs Johani wat hy nie ook nie 'n wonderlike seisoen gehad het by Leinster, maar feit saak is hy het ondervinding opgedoen. Ja, ek dink sy net een wat my opgeval het is Nonu was nogal op lys daarvoor om reguit op Ruben Love af te hardloop, né? Dink jy hulle het iets geïdentifiseer daai ou nie van tyd nie? Dit is nogal iets wat my uitgestaan het, want onmiddellik was dit die kanaal waar die haie aangeval het toe Nanu op die veld gekom het. En ek dink dit is een van die dinge, Ruben Love het, want ek het nogal so half skertsend gesê, jy moet weet as dit een van die uitstaan oomblikke van die wedstryd is, Nanu wat op Ruben Love afhardloop, dan sê dit vir jou redelik baie van die 80 minute wat by is. Maar ek dink tog, Ruben Love het sy man gestaan in iemand teenoor Nanu, soos wat hy aangeval het in daai kanaal, maar hy het tog kwesbaar gelyk. Ja, maar hy kan skop hoor. Yes. Behalwe vir daai een strafskop wat hy te ver geskop het, weet na die hoekvlaggie toe.
Hy is dodelik seker met daai verwyskoppe. So ons kan nie bekostig om strafkoppe af te staan nie. Jy weet, in 'n toetswedstryd gaan hulle gaan vir 3 punte waarskynlik. Ja, sien, ons moet versigtig wees. Nee, ek moet sê oor die algemeen vir my baie teleurstellende wedstryd. Die All Blacks lyk baie indrukwekkend en alles. Ek dink Dave Rennie het ons voor die tyd gesê hulle sukkel met die scrum idee van ons dit word anders geblaas. Sit natuurlik al klaar druk op die skeieregters soos ons nou presies gesien het. Maar as hulle moet aanpas, dis maar as hulle sukkel met die scrums is dit hulle probleem, is nie ons probleem. Voor ons verder gesels, hierdie episode van Raak van Rugby is moontlik gemaak deur Van Heerden and Associates Prokureurs. Hulle is prokureursfirma daar in Wonderboom Pretoria, maar hulle spesialiseer onder andere in motorvoertuigongelukke fonds eise. Nou ja, dis 'n hele mond vol. Ons ken dit almal as die Road Accident Fund en ons weet almal wat se gesukkel het is om enigstens met eis teenoor die mense te slaag. Nou ja, as jy 'n eis het of jy nou in Koekenaap of in die Kaap is en of Prieska of Pretoria, kontak vir Van Heerden Associates Prokureurs hier in Pretoria. Hulle sal jou kan help. Hulle het 'n bewese rekord. Hulle weet presies hoe met hierdie motorvoertuigongelukke fonds mense te werk om jou eis suksesvol afgehandel te kry en soos ek gesê het, enige plek in die land tree in kontak met hulle. Besonderhede is hier onder in die beskrywing en hulle is die mense wat jou gaan help. So, terug na jou toe, Mike. Nou wil ek met jou praat oor die bulle. Gister het die bulle artikel geplaas oor Curwin Bosch. Nou ja, hy is 'n voormalige Springbok, 10 en 15 gespeel vir die Sharks en toe soort van anoniem geraak, jy weet, asof hy weggeraak het. Ek weet nie regtig wat daar gebeur het nie. Toe gaan hy oor see, gaan 'n brief toe vir 2 jaar saam met onder Eduard Coetzee gespeel. Toe Jan Ackerman die oproep maak het Eduard vir hom sê perfekte keuse, 'n goeie speler, hy's 'n goeie vorm, hy's weer sy ou self. Hy maak sy debuut Saterdag vir die Bulle, weer eens teen die All Blacks, weer 'n losskakel wat sy debuut maak teen die All Blacks. Okay, gelukkig is dit nou 20 jaar oud as Jacquin Ament, nee, die ou het baie ervaring. Maar ek dink nog steeds, jy weet, die Bulle gaan ook 'n beter kans staan teen die All Blacks of 'n groter geveg opsit, noem dit maar dit. Maar dis nog steeds 'n span in die middel van 'n URC voorseisoen, klomp nuwe spelers daar. Takir Abrams is nie daar, Hakeem Kodene speel nou so 'n bietjie in die Karibeek. Ek weet nie of seker waar hy geïnpas nie. Jy weet, Wilco Lou is nie meer daar nie. Ja, alhoewel hy nou vir die Springbokke gaan speel, sit ek en weet, ek weet hom jong, ek sê bietjie senuweeagtig, kom ons nou maar dit. Weet jy, ek dink dis een ding, as daar een unie is wat die tonge laat gons in terme van hoe hulle dit reg gekry het om diepte te bewerkstellig deur die hele stelsel van die Bulle, dan is dit die Bulle. Jy kyk na baie goeie onder 20 spelers wat deurkom deur die stelsels, jy kyk na baie goeie Karibeker spelers wat besig is om impak te maak, naam te maak en hulle hand op te steek om deel te raak van die Verenigde Rugby Kampioenskap se stelsels. En ek dink Johan Ackerman en sy korps identifiseer spelers baie goed. Wanneer jy iemand soos Curwin Bosch inbring en deel maak van hierdie opset, is dit vir my die een ding wat uitstaan is, of die een vraag wat jy vra is, hoekom iemand soos Curwin Bosch? As jy kyk na die wedstrydplan van die Bulle, dan is dit, hoekom hy? Want daar is ander manne wat jy ook kan gebruik. Nou hier is die ding vir my van Curwin Bosch, is ons het nou gepraat oor Damian McKenzie wat die X-factor is, en dis baie, ek is verlig om te hoor dat hulle sê Curwin Bosch lyk weer na die ou self, want hy was 'n baie gevaarlike aanvallende speler. Hy is 'n speler wat op verdediging baie goed gekommunikeer het in terme van sy agterlyn ook. So dis iets wat ek dink Curwin Bosch bring na die opset toe by die Bulle. Kommunikasie en baie goeie aanvaller. Hy is ook 'n baie goeie taktiese skopper gewees wanneer hy kan identifiseer waar die swak skakel of die gapings is. Het hy altyd die druk op jou gesit en daai posisionele druk, veldposisie druk op jou geplaas. So hy is 'n frustrerende speler op beide losskakel en heel agter. Dis een van die goed wat vir my uitgestaan het van Curwin Bosch. Hy lyk altyd baie gemaklik. Dit lyk as hy op losskakel is of vir homself baie tyd gee om 'n besluit te kan neem. En ek dink dit is deel van wat hulle nodig het. Daai koel, kalm, rustige losskakel wat ook beide die verdediging aan die raai hou, maar ook die selfvertroue aan die buitekant kan gee. En ek dink in opsomming dis Curwin Bosch vir my. Ja, ek weet nie hoe hy 'n brief gespeel nie, maar soos Johan vir my gesê het, Eduard Coetzee het sy lof besing. Dit is een van die redes hoekom hom toe nou geteken het. So interessant genoeg, hulle wou ons eintlik vir Tinus de Beer gehad het, wat nou by die Dragons speel. Maar dit het deur die mat geval, want sekere koerante het dit te vroeg gelek. Maar nou ja, los dit nou maar daar. Dis 'n ander dag se storie. Nee, kyk, ek weet nie, ek dink 'n paar mense gaan met jou verskil oor die Bulle se sogenaamde diepte. As jy kyk na hulle Karibeker uitslae, ek bedoel, dis nou jy weet, twee dinge kan nie gelyktydig waar wees hierso nie, Mike. Ek hoor wat jy sê. Hier is die ding vir my. Ek dink, dis nou my opinie. Jy moet half gaan kyk, wat wil jy hê? Wil jy half dosyn van die een hê of 6 van die ander?
Want wanneer jy hierdie jong, kom ons noem dit wat dit is 'n onder 23 bullespan wat besig is om te speel en deel te neem in die Karibebeker. Die spanne teen wie hulle in die Karibebeker deelneem, is spanne soos die Pumas, soos die Vrystaat, die Leeu's, dis spanne wat nie noodwendig baie ontwrigting ervaar in Springbokke wat verlore gaan nie. Kyk nou maar na die Griquas, kyk nou maar na die Boland. Dis ervare manne wat 2, 3, 4, 5 seisoene al deel is van die prentjie van hierdie onderskeie spanne. Nou bring jy 'n onder 23 ouetjie by. Hierdie onder 23 ouens is besig om hulle merk te probeer afdruk op 'n spel, om sy hand op te steek en te sê, sien my, ek kan deel wees van die verdere prentjie vir 'n Verenigde Rugby Kampioenskap. Nou, wat gee jy prys vir daai jong talent om deel te raak van jou opset? Is uitslae. Ongelukkig dink ek dit is wat besig is om te gebeur by die Bulle. Ek dink nog steeds nie dis nodig om die noodsyne en soos daai op 'n boot 'n flare te skiet en te sien probleme by die Bulle nie. Ek dink regtig in die volgende seisoen of 2 gaan jy hierdie jonger spelers sien wat besig is om naam te maak en deur die stelsel te gaan kom. Ek dink regtig in my persoonlike opinie want die Bulle speel nie slegte rugby nie. Die uitslae is nie daar nie. As jy kyk na die meer onlangse wedstryd wat die Bulle verloor het, dit was maar dissipline gewees wat die wedstryd vir hulle gekos het in daai stadium. So die Bulle dink ek is ook besig om so 'n bietjie opspraak te maak in die Karibebeker ten spyte van die feit dat hulle in ongekende posisie is heel laaste. Dink ek nie dit is nog kommerwekkend vir my op die stadium nie. Ek dink ek het met Piewe gepraat daaroor en ek weet een van die redes is natuurlik hierdie All Black wedstryd. Die ouetjies wat baie keer sou Karibebeker gespeel het, moet nou vir daai wedstryd voorberei word want die Springbokke is nie daar nie. Ons moet dit in gedagte hou. Ek verstaan al daai dinge en natuurlik het hy Hengse klomp beserings gehad. Ouens was Namakaba wat uit is, Skierman wat uit is. Ouens wat hulle gehoop het gaan deur die seisoen kan speel wat nie meer daar is nie, maar ek bedoel nie hier, dis nie hier om verskonings vir die Bulle te maak nie. Ek bedoel dit is nie goed genoeg nie. Dis die Bulle. So ons moet nou maar sien wat daar gaan gebeur. Maar 'n ander span wat die oog vang hierso is die Vrystaat. En jy het nogal interessant genoeg die FAF-faktor genoem. Nou ja, die FAF-faktor is my interessante en dit val so lekker op die tong man. Vertel my 'n bietjie wat dink jy van die FAF-faktor daar by die Cheetahs? Is een ou kan hy so groot verskil maak? Weet jy, daar's nou so 'n bietjie teenstrydige gesegdes waarmee ek bots hierso en dit is een swaaltjie maak nie 'n somer nie. Maar wat besig is om te gebeur is die teenoorgestelde. Jy hoor die mense in Bloemfontein praat van FAF is hier in ons geleedere. Ek het hom by 'n koffiewinkel gesien. Daar's definitief 'n gevoel in en om die Vrystaat. Jy kyk natuurlik en luister wat iemand soos Frans Steyn praat oor die impak wat 'n individu het met die selfvertroue van die span. Faf weet ons, is 'n baie goeie speler. Dis 'n wêreldbeker wenner. Kom ons vergeet nie dit nie. Hy is een van daai bietjie van 'n Jack Russell skramskakels wat jy sien. Hy's in die gesig van die groot manne, die slotte. Wie sal ooit daai Wallis wedstryd vergeet waar Faf staan en glimlag terwyl die flank in die slot hom van albei kante af pak. Dis Faf de Klerk. Dit bring hy nie net in terme van persoonlikheid nie. Hy bring dit intensiteit na daai veld ook. Ek wonder net, ons het vroeër gepraat oor Manano wat daai wysheid kom deel met jonger spelers. Ek wonder of dit die een speler is waarom jy alles moet draai in jou geleedere. Maar een ding is onvermydelik en dit is dat die FAF-faktor is dan nou werklik daar en dit werk vrugte af vir die Vrystaat. Ja, en natuurlik 'n paar besluite wat hulle op die veld neem die week voor dit het hulle nie gelyk op strafskop gevat nie. Hulle kon gelyk op geëindig het. Hulle het gegaan vir die hoekvlaggie, dit het nie uitgewerk nie en almal het vir Frans Steyn gekruisig. Hierdie week het dit uitgewerk en almal het vir Faf geprys. So ek bedoel, jy arme Frans, hy kom nou agter hoe voel dit te weet die hoogste bome vang die meeste wind. En die Vrystaatse manne is baie passievol. Nou gepraat van die Vrystaat. Nou daai droewige vertoning wat die Sharks nou gisterand opgesit het. Dink jy nie dat die All Blacks maar eerder teen die Vrystaat gespeel het? In die verlede het hulle al baie keer teen die swakker spanne gespeel. Jy weet in die Vrystaat of die Griquas of wie ook al. Nou hoekom moet hulle noodwendig teen 'n verswakte URC span speel? Ek wonder nogal wat die dink daar agter is. Ja, en ek dink as jy iemand soos Frans Steyn gaan vra oor dit, hy is baie trots Vrystaat. Hy is baie pro, gee ons die geleentheid. Hy's baie uitgesproke daaroor, maak ons deel van kompetisies. Ek dink finansies speel 'n groot rol. Ek moet nou vir jou sê, ek dink die Vrystaat of SA Rugby het dalk 'n geleentheid gemis hierso om teen die Vrystaat te ondersteun. Die Vrystaaters sien baie min internasionale wedstryde vir hulle om die geleentheid te kry om die All Blacks teen hulle geliefde Vrystaaters of Cheetahs dan nou te sien speel.
speel, sou 'n guldige geleentheid gewees het. Ek kan jou amper 'n brief gee met 'n stamp op dat daar meer ondersteuners in die Bloemfontein stadion sou gewees het as wat daar gisteraand dan nou was in Natal. Maar ek moet vir jou sê, dit sou vir my ook baie lekker gewees het om hierdie geleentheid te kan sien oor hoe Frans Steyn en sy manne voorberei vir dit. Ek dink die Currie-beker het dalk ook 'n rol gespeel as gevolg van die feit dat die Vrystaat is 'n span met regtig min diepte. As hulle beserings kry, is hulle regtig in 'n posisie waar dit kommerwekkend raak vir hulle. So ek dink die Currie-beker speel dalk 'n rol in daai. Ja, hulle kan nie nou in die middel van die Currie-beker teen die All Blacks staan speel nie. Dit sou nou nooit gewerk het nie. Ek verstaan die logika daar agter, maar ek dink dit nogal vir nostalgiese redes sou dit nogal lekker gewees het. Ek sou nogal daarvan gehou het. Nee, ek moet sê, watter tipe span verwag jy gaan die All Blacks Saterdag opdraf teen die Bulle? Dink jy dit gaan nader in hulle toetspan wees of dink jy hulle gaan nou maar die laaste klompie outjies wat nog nie 'n kans gekry het nie, ook 'n kans gee? Cam Roigard natuurlik 'n groot bekommernis, hy het 'n kuitbesering. Jy weet, die hele All Blacks toetsspan wedstrydplan is amper om hom gebou as hy uit is. 'n Moeilikheid as jy my vra. Ja, ek dink Cam Roigard het regtig tot sy eie reg begin intree in die posisie en is 'n integrale deel van die Nieu-Seelandse wedstrydplan ook. Die tipe spel wat hy lewer en dit wat hy bring na die Nieu-Seelanders toe, bou hulle baie op. En soos die Engelsman sê, they bank on him. Ek dink dit is definitief, soos jy sê, hy word op die stadium beskerm. Hulle maak glad geen geheim daarvan ook nie. Maar ek dink jy gaan 'n kombinasie sien. Ons het nou gepraat van voorlangs Ethan Groot, hulle en Holland, hulle en al daai manne wat definitief teen die Bulle gespeel gaan word. Die rede hoekom ek sê ek dink, ek stem saam met jou, ons is dalk geneig om baie naby aan die span te kry wat teen die Springbokke sal speel teen die Bulle, is as gevolg van die feit die fisiese intensiteit wat die span soos die Bulle bring, is baie naby aan dit wat hulle kan verwag by die Springbokke. So ek reken jy gaan baie naby aan 'n idee begin kry aan waar Dave Rennie met sy spanne staan vir die Springbokke teen die Bulle. En natuurlik, dis die eerste wedstryd op die Hoëveld. Ja. Weet hulle het net lekker die by die Kaap rondgehang en in Durban lekker suurstofryke lug ingeasem en almal voel nou baie gemaklik en nou kom hulle in Pretoria en dan kry jy asem nie. Ek dink dis een van die groot dinge en dan as hulle eers Johannesburg aankom is dit nog erger. Johannesburg is nog hoër as Pretoria. Alhoewel dit nie altyd so voel nie. Ja nee, ek moet sê. Nee, ek dink die skramskakels gaan 'n probleem wees vir die All Blacks. Gisterand gehoor Cortes Ratima is maar meestal van die bank af. Preston het gisterand sy eerste wedstryd begin vir die hele jaar. Hy's altyd van die bank af gespeel, selfs in Super Rugby. En dan hulle ander skramskakel nou Hotham is nog steeds in Nieu-Seeland. Hy was eintlik die voorkeer gewees bo Preston. So hulle gaan met vinnige oproepie of twee maak daar. En natuurlik ek sien Adi Savea is blykbaar op die vliegtuig. Hy's op pad Suid-Afrika toe. Hy het homself nou verwerdig om Suid-Afrika toe te reis en sy gesig hier by ons te kom wys. Dankie Adi, ons waardeer dit jou opoffering wat jy maak. Ek spot net mense, ek verstaan die oues moeg en alles, ek trek dit sommer hele been. Ek wonder of die Nieu-Seelanders Afrikaanse podcast kan verstaan en wil ons gaan aanvat hierso. Ek kan jou beloof hulle verstaan Adi Savea en hulle weet op die stadium dink hulle vra hulle dalk dieselfde vraag is hoe nes ons selfs in Afrikaans vra is hoekom is dit en ja die aantal wedstryde wat hy gespeel het is indikasie en rede daarvoor, maar ons bly praat oor dit in terme van ons het daaroor gepraat met die Springbokke voor die Argentynse wedstryd is hoeveel van hierdie spelers het wedstrydtyd onder die belt gekry voordat hulle dan nou in aksie gaan wees vir en ek dink daar is sekere individue wat ons kan uitwys by die Nieu-Seelanders ook. En dit bring my terug na wanneer jy 'n afrigter soos Rassie Erasmus het wat vooraf hierdie dinge reël met die spelers kommunikeer en sê jy's beskikbaar vir daai wedstryd, ek gebruik jou vir daai rede vir hierdie tipe wedstryd, ons het al baie keer daarna verwys. Ek weet nie of Dave Rennie dieselfde gesprekke met sy span het en daai verhouding het met die manne waar hulle is. Hy vir Adi Savea sê luister, Rus, jy het baie gespeel. Wat is die gemoedere in die binnekring by Nieu-Seelanders? Hoekom word hy nou uitgesonder? Hoekom kies ons 'n toerkaptein in Cody Taylor hulle? Wat is die gevoel in die kamp? Nou sit jy by beserings wat bykom, dit maak dinge ook nog so bietjie angstig in die gemoedere en geleedere. So ek moet vir jou sê, ek dink Nieu-Seeland ten spyte van die uitslae wat hulle op die veld ervaar en kry, weet ek nie of dinge in die kamp dalk so tuis en gemaklik is soos wat Dave Rennie dit laat lyk nie. Ek dink daar is maar 'n paar slapelose nagte, veral oor beserings en vraagtekens oor spelers wat jy wil reggee vir die Springbokke. Kyk Mike, ons moet afsluit hierso, maar ek gaan jou in hierdie gedagte los. Dave Rennie het nie vir Adi Savea gesê bly jy agter 'n rus 'n bietjie nie. Adi Savea het vir Dave Rennie gesê ek gaan in Nieu-Seeland agterbly. Ek sien jou oor 3 weke. Die stert waar die hond. Mark my words.
Jy sien, en dit het ons van die eerste keer wat ek en jy gesels het gevra, wat is die rol en verhouding tussen Adi Sevilla en Dave Rennie en hoe gaan dit 'n impak hê op die All Blacks span en op hierdie toer? En ek dink dis 'n faktor wat ons so bietjie in die skaduwees los en nie regtig aanspreek nie. Ek weet nie, dit mag dalk net 'n geweldige groot uitwerking hê op die kohesie van die span. Ja, kyk, Scott Robinson het die trekpas gekry en dan kan jy beloof, dit was nie net as gevolg van die feit dat hy die span nie goed gespeel het nie. Daar was verseker 'n paleisrevolusie geweest daar, maar ja, dis nie ons sal nou nie weet nie, ons bly nie in Nieu-Seeland nie, dankie tog, ons bly nie in Nieu-Seeland nie. So ek sê ek hou nie van koud kry nie. Waar is die son, mense? Waar is die son? Bring hom net terug. En ja, dankie Mike, dit was baie lekker soos altyd. Ons praat volgende week weer. Ek waardeer dit dat jy vir ons tyd maak en as mense jou soek, jy's op Tygerberg FM, soos hulle kan sien op jou baadjie wat jy het daar, so geluister vir Mike, hy's in die middag daar, so wat is die program se naam nou weer? Lift Club, dis maandag tot Vrydag in die middag 3 tot 6 so dis die in die Engels praat hulle van die Drive Time Afternoon Show. Geniet dit verskriklik lekker 3 tot 6 en ja, dit sal lekker wees om so 'n bietjie daai passie wat ons hier ervaar in Afrikaans te kan deel ook. So ja, baie dankie MW, altyd 'n voorreg en altyd lekker om so 'n bietjie agter die skerms te probeer kry en kyk wat is die antwoorde en die oplossings. En ja, soos jy sê, ek en jy gaan nou nie noodwendig al die antwoorde tot die vraag kry nie, maar dis lekker om te kan dink dat ons dalk so 'n bietjie waarde toevoeg in terme van die bekommernisse van die groter, breër wêreld daar buite. Ons weet nie veel nie, maar ons dink ons weet iets. Dan spekuleer ons dat die pessies beheer my man. Dankie Mike, dis lekker. Praat volgende week weer. Ek moet bly.